en by hierdie geleentheid kan wees, en U wat in ons liggame, in ons gees, ons opgewek het om hier saam te kom, want U, Here, wil hê, dat ons sekerlik as U kinders moet kom, mense moet kom om U woord te hoor. U roep ons op, Here, om te bid, om onderrig te word, om in U te groei en toe te neem. En ons vra dit dan ook vanaand, dat U dit so sal kom doen, dat U ook U woord in ons harte lewend sal maak, dat ons maar die ou waarhede in ons harte vas sal maak, Here, sodat ons daar volgens mag wandel, want ons het nodig om dit te doen. En terwyl die koms naby is, wil ons besonderlik vra, Here, ons het U krag nodig om getuies te wees. Ons wil nie hier voor U koms, Here, ek wil dit nou nie sê elendige nie, maar kon sê kragtelose getuies wees nie. Ons wil kragtige instrumente in die hand wees, wat U kan gebruik, wat die woord by mense kan uitkom. Ons weet, dis mense se keuse daarna wat hulle doen. Maar Here, mag die woord hulle werklik waar raak, en dat U ook so verheerlik sal word, en ons bring aan U die eer en die lof van ons harte. Amen. Nou, lieve vriende, ons wil U dan nooi om die woord van die Here oop te maak, en wel daar by Markus, die 5de hoofstuk, dan gaan ons daar ook so saam lees. Markus hoofstuk 5, gaan ons daar saam lees, ook vandag dan. Markus, die 5de hoofstuk, lieve vriende, nou, ek dink ek het dit al vir U genoem. In die evangelie van Markus, wanneer jy daar sal lees, dan klink dit so partykeer so bietjie anders as die ander evangelies. Net die wyse oor hoe dit uitgedruk word, en die absolute natuurlik beskryf vir die Here as die dienskneg, en daarom word dit baie anders uitgedruk, byvoorbeeld as waar die Here as koning beskryf word. En dit raak 'n mens se hart sekerlik, en ons lees van soveel wonderlike dinge wat die Here vir mense kom doen het in hierdie boek dan ook. Nou in Markus 5 begin dit daar by die besetene van Gadara, 'n geweldige groot wonderwerk wat die Here gedoen het. Jy moet nou mooi weet, dis nie net dat die legioen duiwels uit hierdie man uitgedryf is nie, hy het ook tot bekering gekom. En bekering is 'n groter wonderwerk as die duiwels wat uit 'n mens uit is. En want dit het ook die sekerheid gegee dat die duiwel nie kan terugkom nie, né? As iemand tot bekering gekom het, kan die duiwel nie weer in jou inkom nie. Dis onmoontlik. Dit kan nie. 'n Kind van die Here het nie 'n duiwel in hom nie. As 'n kind van die Here snaaks optree, is dit oor hulle ongehoorsaam is. En jy kan nou nie die duiwel die skuld gee vir jou ongehoorsaamheid nie. Baie mense doen dit ongelukkig. As hulle sê ek doen hierdie ding en sê dis hierdie duiwel wat in my is, hierdie duiwel moet uit my uitkom. Wel, of jy is nie gered nie, of jy is regtig heeltemal baie ongehoorsaam. En nou, verskoon die Engels, pas jy blame shifting toe. En dis nie hoe dit werk nie. As iemand tot bekering gekom het, die Here sê is, die hy ons vrygemaak het, is ons waarlik vry. Hy verlos ons van Satan se mag by weergeboorte. Ek word 'n kind van die Here. Dis wat gebeur by redding. Ek word verlos van die duiwel as my geestelike pa, en ek word nuut gemaak, ek word 'n kind van God gemaak. Die duiwel kan nie weer terugkom nie. Hy kan my versoek en so aan, maar hy kan nie weer my geestelike pa word nie, is onmoontlik. En dis wat met so 'n groot wonderwerk wat met hierdie man dan ook gebeur het. Maar kom ons lees dan saam daar vanaf die 21ste vers dan. En toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer, en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg, en hom verdring. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneeshere gelei het, en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor, en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy hom om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom,
U sien dat die skare u verdring en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om daar te sien wat dit gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, u dogter is dood, waarom val u die meester nog lastig? Maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here dit dan ook so baie ryklik seën. Nou, liewe vriende, ons is seker by die aand van Moedersdag nog, en dit het daarom nou nie verander nie, dit bly nog so 'n bietjie Moedersdag. So ons wil nie so seer oor jou Iris en die dogtertjie praat nie, maar daar die vrou wat die kleed van die Here aangeraak het. Sy is seker 'n wonderlike voorbeeld in die Bybel. En liewe vriende, en as ons 'n tema vanaand moet gee, dan is dit hierdie tema, tree in geloof op. In Markus 5 vers 28 staan daar, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En sy doodeenvoudig het hierdie vrou in geloof opgetree. Kinders van God, en selfs die ongereddes, ons moet vir u vanaand vra, tree u in geloof op. Om in geloof op te tree, sekerlik om my nood te ken, en is sekerlik om te weet wat die Here kan doen. Hierdie twee dinge moet jy weet. En liewe vriende, en dan moet jy na die Here toe kom, en al het ek al die kennis, al weet ek wat die Here kan doen, en al weet ek hoe groot my nood is, moet ek nog steeds na die Here toe kom en God kom vertrou. Almal van ons, liewe vriende, weet die Here Jesus het aan die kruis gesterf om my 'n kind van God te maak. En dan almal van ons kom op 'n punt wat ons besef, ek is nie 'n kind van die Here nie. En dan moes ons op 'n plek gekom het, as jy gered geword het, om die Here te vra, Here, kom maak my u kind. En as die Here dan vertrou het om my siel te red, en ek het so tot bekering gekom, liewe vriende, en die Here het my nuwe skepsel gemaak, soveel te meer moet ek hierdie selfde weg volg om God te vertrou vir enige ander saak in ons lewe. En wanneer dit kom by hierdie vrou, liewe vriende, dan is dit aangrypend sekerlik om te sien die geweldige hoeveelheid hindernisse in haar pad was om God te kon vertrou, om Jesus te vertrou, om haar te genees. Dan moet ons sê, sy is waarlik 'n uitstaande voorbeeld in die Bybel van iemand wat in geloof opgetree het. Sy het nie, liewe vriende, gaan sit en wag nie. Sy het nie die wêreld beskuldig vir al haar probleme nie, en sy het ook nie opgegee nie. Sy het werklik waar geweet, ek kan iets doen, ek kan na die Here Jesus toe gaan en dit het sy kom doen. En ek wil vanaand heel eers te begin net om die omstandighede, of kan ons sê die hindernisse wat daartoe kon lei, dat sy in ongeloof sou bly, of nie op 'n plek te kom om in geloof op te tree en die Here te vra, Here, raak my aan, of Here, genees my nie. En die wyse hoe sy dan opgetree het. En ek mag hierdie sekerlik toepas baie wyd in u geestelike lewe, in die omstandighede wat u tans bevind. U hoef nie vanaand siek te wees om hindernisse te hê om God te vertrou vir dinge nie. Daar kan ander omstandighede wees. Ons as gemeente staan sekerlik ook voor baie uitdagings waarvoor ons die Here moet vertrou en dat ons ook in geloof moet optree. Met ander woorde, die regte ding begin doen en die Here vertrou, liewe vriende, dat die Here vir ons groot dinge kan doen. As ons as kinders van die Here wil hê dat daar herlewing wil uitbreek, liewe vriende, en ons weet die Here alleen gee dit, dan help dit nie ons tree in ongeloof op om te sê, ag net die Here weet of hy dit wil gee, so ons gaan nou maar net aan op ons eie manier, en ag miskien, as weet nie, as die Here dit wil gee, sal hy dit nou maar gee. Dis nie geloof nie. Geloof sê, Here, ons weet u wil siele red, ons weet u wil die kinders heilig, ons gaan doen dit wat ek moet doen, en dat ons die Here so mag vertrou, en nou mag daar baie hindernisse wees, liewe vriende, waarteen mense vandag vaskyk, en sê, jong, hierdie ding kan nou nie eintlik gebeur nie. Ek wil nou nie vanaand baie stil staan by herlewing nie, liewe vriende, maar ek wil jy dalk net so 'n bietjie aan die dink begin sit. Hoe sou u dit beskryf as herlewing uitbreek? Wat sal
kom ons sê hier by ons as gemeente, kom ons praat nou baie persoonlik en mooi reguit met by mekaar, hier by ons in gemeente, sê nou hier breek herlewing uit, wat sal hier in die kerk gebeur? Hoe sal dit wees? En liewe vriende, ek dink baie van ons sê nou, jong, die kerk sal vol wees. Nou, dis seker een ding, maar dis nou nie die groot ding nie, liewe vriende. Die groot ding is wat gebeur is, daar sal mense kragdadiglik tot bekering kom. Die groot sondaars, ek weet nie wie hulle almal is nie, liewe vriende, en ek wil ook nie vingers wys na enige kant of soort nie, maar die groot sondaars en benonies sal tot bekering kom. En hulle lewe sal so drasties verander. Dit sal daartoe lei, liewe vriende, dat nog meer mense, die voorgee mense, sal tot bekering kom. En mense sal die Here vind as hulle verlosser en saligmaker. Daar sal 'n oproep wees, daar sal 'n soeke wees na die Here. In 'n geweldige mate sal daar 'n soeke wees na die Here. Mense sal geen probleem hê, liewe vriende, hoor nou, in herlewingstyd het mense geen probleem gehad om te bid nie. Ek praat nou van voor ander mense. Dit was geen probleem nie, want die ywer was in die hart, die dryf was in die hart gewees, en hulle het die Here geroep en gebid, want as iemand wie hulle geken het wat op pad hel toe is, en hulle het die Here gepleit oor hierdie sake, liewe vriende. Dis wat in herlewingstyd sekerlik sal gebeur. Mense sal opkom en God te kom soek, liewe vriende. In herlewingstye het mense bymekaar gekom van vroeg, by die huis van die Here van vroeg het hulle saamgekom en die Here gesoek, en hulle het aangegaan en die Here bly soek en met die Here ontmoet, op 'n besondere wyse, en daar's 'n dryf in hulle hart gewees om by ander uit te kom. En liewe vriende, dit was, ek wil amper sê, tyd was nie dood eenvoudig nie 'n faktor gewees nie. Hulle het 'n ywer gehad om God te gaan soek. Dit word vertel na herlewingstye, liewe vriende, dat mense in die weekstyd by die kerk na hulle gewerk het hulle gou gaan bad en geëet en dan het hulle by die kerk gegaan en al daar gekom. En hoor nou mooi, nie om na preke en al die dinge te luister nie, om te bid en hulle het gebid en gebid en gebid, liewe vriende. En as hulle weer sien, dan is dit 4 uur die oggend, 3 uur die oggend, 2 uur die oggend. Dan sê hulle, o jongens, nou dalk 'n bietjie terug gaan huis toe. En hulle gaan slaap, opgestaan, weer by die werk, liewe vriende, en hulle was verfris en verkoop by daardie werk gewees. God het dit vir hulle gedoen. Dis herlewingstyd. En hulle het God so vertrou, hulle is so verkoop deur die werking van die Here. En mag ons sekerlik daar kom, liewe vriende, om die Here te kom vertrou dan ook. Nou eerstens dan hierdie vrou en haar omstandighede of die hindernisse wat daartoe kon bydra, dat sy dan nou nie in geloof kon optree nie. Ons lees in vers 25 en 26, en 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het veel onder baie geneeshede gelei en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het. Nou, lieve vriende, die eerste wat ons wil noem oor hierdie vrou is dan, sy was siek gewees. Of laat ons dit nou in die Bybelse taal uitdruk, sy was onrein. Sonder om nou te veel te sê, kan u maar gaan lees in Levitikus 15, hierdie vrou was onrein gewees, as gevolg van die siekte wat sy gehad het. En daar was baie seremoniële wette gewees rondom haar toestand waarin sy verkeer het en wat sy moes gedoen het, liewe vriende. En sy sou sekerlik in daardie opsig 'n groot probleem gehad het. Sy was onrein, sy was regtig siek. Sy mag eintlik nie naby die tempel gekom het nie. Sy was siek. Nie net liggaamlik nie, dit kon baie maklik en baie wyd bygedra het vir haar geestelike siekte ook, liewe vriende. U weet mos nou wat dit is as jy vir 'n tyd lank nie by die kerk kan uitkom nie, liewe vriende, of jy kom ons sê, jy gaan nie kerk toe vir 'n tyd lank nie. Jy val agtertoe, jy val terug, jy gaan nie vorentoe nie, jy gly net verder agteruit. Nou sê Esegiel 16 vers 5, geen oog het medelee met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie, maar jy is op die oop veld gegooi uit afskuw vir jou lewe die dag toe jy gebore is. En dis amper die geestelike plek wat hierdie vrou ingeneem het, liewe vriende. En so was dit ook gewees met die volk Israel op 'n stadium, en die Here sê, dis waar julle is en dis waar julle was. En dan kom die vers net daarna in vers 6 en hy sê, en ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê in jou bloed, leef. Ja, ek het vir jou gesê in jou bloed, leef.
En hier wys die Here vir die volk Israel hoe hy hulle opgetel het. Julle was ook onrein, julle was ook ver van my af. En niemand het omgegee nie, en niemand het meer belang gestel nie. Maar ek het vir jou gesê, leef. En so, liewe vriende, daar mense vandag wat op hierdie plek in hulle lewe is. Hulle sê, jong, niemand as gevolg van my toestand, as gevolg van wie ek is en wat ek is en oor wat ek dalk alles aangevang en gedoen het, is ek uitgewerp, is ek so siek, liewe vriende, dat daar's nie vir my hoop nie. En liewe vriende, ongelukkig is dit waar hierdie vrou haar bevind het dan. Die tweede wat ons daarmee saam moet sê is, sy was verwerp gewees, liewe vriende. En weer eens, ons lees daar in vers 25 van Markus 5, en 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het. Sy was 'n baie lang tyd siek aan hierdie onreinheid. En as jy vir 'n tydjie daarin was, liewe vriende, en jy het reg gekom, dan is jy weer toegelaat en jy kom by die tempel kom en so meer, en onder die Joodse volk, sou jy dan ook kon jy daarom weer allerhande funksies en so meer bygewoon het. Maar hierdie vrou was nie op daai plek gewees nie. Inteendeel, as sy op enige iets gaan sit het, liewe vriende, was daai stoel was beskou as onrein. So iemand nou weet, sy sou nou nie genooi geword het vir tee. Ek weet nou nie of daar Moedersdag was nie, liewe vriende, maar Moedersdag was dalk nou nie so aangenaam as sy daar was nie. Die sissies het dalk bietjie snaaks gekyk en snaaks gedink. Sy was regtig waar verwerp 12 jaar lank. Die eerste jaar of so, liewe vriende, mag daar iemand gewees het wat haar ondersteun het en haar bietjie bygestaan het, maar na 12 jaar, moet jy nou mooi hoor, almal val weg. Hulle is nie meer daar nie. En dit is die plek wat sy was, liewe vriende. En ons moet nou maar ook weet, liewe vriende, so is dit met die mens ook, mag mense wat vandag sê, ek is ook verwerp van die aangesig van die Here af, en die rede hoekom enige iemand verwerp is van die aangesig van die Here af, dink ek een van die beter teksverse om dit te beskryf is Jesaja 59 vers 2 wat sê, maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So, lieve vriende, dis die rede waarom mense weggewerp word van die aangesig van die Here af. Amos 5 vers 12 sê vir ons, want ek weet dat julle oortredinge menigvuldig en julle sondes geweldig is. Julle wat die vyand is van die regverdige, wat omkoopgeld aanneem en die behoeftiges wegstoot in die poort. Die Here sê, ek weet van hierdie dinge wat verkeerd is, ek weet hoe julle optree, ek weet hoe julle ver weg van my af is. Julle is eintlik op so 'n plek dat julle verwerp moet word. En baie my liewe vriende, mag mense dalk vir iemand anders geheel en al wegwerp en hulle sê, daar's geen hoop meer vir my nie. Selfs onder die kinders van die Here is dat dalk iemand vir wie u of ek dalk al gebid het of mee gepraat het. En ons het nou lank gepraat en alles gesê en nog steeds wil hierdie amper sê ek skepsel hom of haar nie bekeer nie. En ons het in ons eie hart al gedink, jong, ons het nou al soveel gedoen. Hierdie ou wil nou nie. En liewe vriende, en ons moet vir daardie persoon vanaand sê, jy moet nie die kinders van die Here kwaadlik neem dat hulle moeg word en dat hulle moeg gestry het nie. Daar gaan 'n tyd kom wat jou genade tyd verbykom en daar gaan 'n tyd kom as jy jou hart hou, wat dit net minder vir mense gaan word om vir jou te bid, daar gaan so 'n tyd kom. Dit gaan kom. Maar ons moet vir so 'n persoon vanaand sê, al het jy so ver gegaan om ander mense lam te maak en moeg te maak om vir jou te bid en vir jou in te tree, is daar nog 'n kans. Jy kan na God toe kom. Hierdie vrou wys, daar's 'n kans. Sy was verwerp, liewe vriende, ons weet nie vir hoeveel jare nie, ek dink vir baie jare. Maklik 8 jaar. As iemand 4 jaar saam met haar pad geloop het in hierdie onrein toestand, was dit iemand besonders gewees. En liewe vriende, vir 8 jaar mag sy maklik alleen gewees het en verwerp gewees het, uitgeskuif deur die samelewing en nog steeds het sy Jesus kom vertrou. Daarom kan u vanaand ook op 'n plek om hom te sê, ek kan die Here kom vertrou. Daar's 'n derde ding wat bygedra het, liewe vriende, dat sy maklik ongelowig kon wees en ongeloof kon optree. En dit is, sy het swaar gekry, liewe vriende.
Ons lees daar in Markus 5 vers 26, en veel onder baie geneeshere gelei. Sy het baie swaar gekry. Haar staan nou, sy het al haar besittings uitgegee, sonder om enige baat te vind. Sy het swaar gekry, dit was nie vir haar moeilik gewees nie. Of dit was nie vir haar maklik gewees nie. Genesis 3 vers 17 sê hierdie woorde, hy sê, en aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarin eet, al die dae van jou lewe. Nou, liewe vriende, as gevolg van sonde het daar baie moeite oor mense se lewe gekom, oor almal van ons se lewe dit gekom, maar hierdie vrou het dit nou bietjie dubbel gehad, sy was siek gewees, liewe vriende, sy het baie swaar gekry, baie swaar, sy was by al wat 'n dokter was, en al wat kon help, en elke raad, ek wil nou nie sê die boere raad nie, maar sy het al hierdie dinge gevolg, liewe vriende, en dood eenvoudig, niks het gehelp nie, sy het gelei. Dit het 'n geweldige gevolg, 'n geweldige impak in haar lewe gehad, dit wat sy deurgegaan het. En daar's mense, liewe vriende, wat vandag swaar kry, op tydelike gebied, mag na die liggaam wees, mag op andersins wees, hulle kry swaar. En wanneer mense swaar begin kry, liewe vriende, word hulle moed gebreek, baie maklik. Baie maklik val hulle in 'n baie diep gat. En vir al die sulkes moet ons vanaand sê, as 'n vrou in die Bybel wat weet waardeur jy gaan, en dalk het sy nog deur erger gegaan as waardeur jy gaan, en sy het nog steeds Jesus vertrou. Jy kan ook. Moenie laat die duiwel die swaar kry gebruik, en die moeilikheid van hierdie lewe om jou onder te druk nie, en laat jy opgee nie. Jy kan Jesus kom vertrou. Hierdie vrou moes deur hierdie dinge gaan, liewe vriende, en nog steeds geloof in die Here plaas, en sy het dit gedoen. Jy kan dit doen, dis hoekom die Here dit laat opskryf het. Dan, liewe vriende, moet ons in 'n vierde opsig sê, sy het niks oorgehad nie. Jy weet, ons lees in vers 26, sy het veel onder baie geneeshere gelei en al haar besittings uitgegee, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het. Jy kan nou mooi dink hierso, nou moes sy nou weer 'n keer hier na 'n dokter toe gaan, en dis hierdie geld, en dis hierdie vir die medisyne, en sy begin goedjies in die huis te verkoop, en sy begin dit om geld te kry, want haar gesondheid is groter as die goedjies in die huis. As u nou sou weet, liewe vriende, as u aan een of ander siekte sou ly wat verskriklik erg is, en dit sou u verskriklik baie geld kos, en u sou byvoorbeeld moet sê, ek moet my kar verkoop om gesond te word. Sou u dit doen? U sou. U sou, want die gesondheid is meer. Nie die vrou het al hierdie dinge gedoen, liewe vriende, en hoor nou mooi, sy het niks oorgehad nie, eintlik wil ek dit so uitdruk, sy het niks wat sy kon aanbied nie. Sy kon nie vir die Here ietsie aangebied nie. Sy kon nie gesê, jong, ek het nog, behalwe die geld, ek het nog hierdie ietsie in die huis wat ek kan gee nie. Daar was niks wat sy meer vir die Here kon aanbied nie, en sy die Here nog steeds kon vertrou. En liewe vriende, ons moet daar in Lukas 7 vers 42 staan daar, en omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan albei geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? Dis 'n teksvers wat ons nou vanoggend gelees het, met die geld, mense wat geld geskuld het, en toe het hulle niks gehad om te betaal nie, hulle was ook op daai plek, hulle het niks gehad om te betaal nie, en toe sê die persoon, ek gee dit vir julle, gee dit af. En vra die Here ons, wie sal nou die meeste? Nou, liewe vriende, is dit nie wat die Here juis in hierdie teksvers kom sê nie? Jy het nie eintlik iets om aan te bied aan die Here nie. Hy kom gee uit sy genade, verlossing, vergifnis. En hy dankbaarheid leef ons net dood eenvoudig. Ons lewe tot eer van die Here. So daar's mense vandag wat op hierdie plek sit, en hulle sê, ek het niks meer, ek het niks wat ek kan aanbied aan die Here nie. Ek het te oud geword. Ek het nie meer die krag wat ek vroeër jare gehad het nie. Ek kan nie meer so baie doen nie. Dis iets wat baie van die ouer mense sê, wat kan ek nou nog doen vir die Here? Ek het nie meer, liewe vriende, en net daar val hulle in 'n ongeloofsstryk om God te vertrou.
om vir die Here te kan sê, Here, U kan my nog gebruik. Here, ek weet U kan my nog aanwend. Al kan ek nou nie meer so vinnig loop en altyd so lekker onthou nie, U kan my nog altyd gebruik. U het nie my geheue nodig om U woord by mense uit te kry nie. Die Gees van God werk net in en deur ons. En dis wat ek wil wees, dat U my so kan kom gebruik. Ek hoef nie die oulikste mens nie, mens wat die slimste kan wees en alles weet wie die Here gebruik nie. Nee. Kom ons leer dit opnuut. Hulle wat aan God oorgegee is, ongeag jou vermoë, en eintlik hoe minder van jou vermoë as hoe die beste. Die Here gebruik. En liewe vriende, en sy was op daardie punt ook, sy het niks gehad om te gee nie. Maar dit het haar nie gekeer om Jesus te vertrou nie. Om haar geloof in die Here te plaas nie. Daar's 'n vyfde wat ek vir u wil noem, liewe vriende. Sy het regtig geen hoop meer oor gehad nie. Vers 26 sê vir ons daar op die einde. Hy sê maar dit eerder erger geword. Meer behalwe dat sy al haar besittings uitgegee het en niks meer geld en niks oor gehad het en niks het gewerk nie, liewe vriende, het dit eerder erger geword, sy het eerder nog sieker geword, haar toestand het versleg. Dis die eerste ding wat op ek aandag wil fokus in die teksvers. Die tweede ding waarop ek aandag wil fokus is die baie geneeshere. Sy het regtig alles probeer. Alles wat sy geweet het om te doen, alles wat sy kon doen, sy het alles in plek gesit, liewe vriende, en dit het net mooi niks uitgerig nie. En daar's vandag sulke mense. Hulle sê ek het probeer, ek het my alles ingesit, ek doen al hierdie dinge. En liewe vriende, en hulle sê dit werk net nie, Nie net vir tydelike sake, liewe vriende, daar's mense wat dit op geestelike plek, hierdie woorde sê, ek probeer om reg te leef, kry dit nie reg nie. Ek probeer om sekerheid te kry, dominee, ek bid elke aand dat ek sekerheid moet hê. En ek kry net nie sekerheid nie. Dit werk nie, dit help nie. Daar's geen hoop. Ag, ek wil nie eens meer die Bybel oopmaak nie. Mense sê dit, liewe vriende. En ons moet vir die sulke sê, God het in sy woord 'n verhaal laat opteken om vir u te sê, al het jy nie meer hoop nie, daar is hoop. Jesus is die hoop. Jy sien, dis juist daar waar ek kom, wat ek nie meer op myself vertrou nie, maar op die Here kom vertrou. So hierdie 5 hindernisse was daar gewees, liewe vriende, en dat ons nou tereg sê, al sou net een van hierdie dinge ons lewe oorkom, is dit 'n baie moeilike ding. Moeilike ding om deur te gaan. Sy het al 5 hierdie dinge gehad, en nog steeds het sy op 'n plek gekom, wat sy haar geloof in die Here kon plaas. Nou haar geloof, liewe vriende, die tweede deel van die boodskap net is, haar geloof is, ons lees daar in vers 27 van Markus 5, het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. Is dit nie geloof daai nie? Liewe vriende, daar is nie iemand anders in die Bybel wat amperlik sê hierdie geloof om gesê, as ek net die klere van die Here aanraak. Ander het voor die Here kom neerval en sê, Here, raak my oë aan, gee dat ek kan praat, en gee dat ons kan sien, gee dat ons kan hoor, al die wonderwerk, al van die Here hierdie dinge gevra. Sy wou nie eens met die Here Jesus gepraat het nie, sy het gesê, as ek net sy kleed aanraak, weet ek, hy sal my aanraak. Nou, dit moet vir u nogal iets sê, oor hoe sy geglo het oor die Here Jesus, wie hy was en wat hy is. Jy sien, liewe vriende, as ons by die vraag van bietjie vroeër kom, wat maak dat 'n mens geloof het, of dat die Here groot dinge kan doen? Dis hoe jy die Here Jesus sien. Dis hoe jy die Here Jesus sien. Dis nie hoeveel kennis jy het nie. Dis hoe jy die Here Jesus sien, wat hy is, wie hy is vir jou. Dat jy weet, ek kan hom kom vertrou. En liewe vriende, so hierdie eerste saak, die basis van haar geloof was dood eenvoudig dit, sy het gehoor van die Here. Markus 5 vers 16 sê ook, die wat dit gesien het, vertel toe aan hulle, hoe dit met die besetene gegaan het, en ook van die varke. Nou dis die gedeelte net vooraf. En sy het gehoor, die Here het hierdie ding vir hierdie besetene gedoen. Hy was wel bekend gewees, liewe vriende, vir al die dinge wat hy aangevang het, en sy het gehoor hoe die werk die Here vir hom gedoen het, en toe sy hierdie ding gehoor het,
En nou wil ek net hier dalk ietsie bynoem. Besef die krag van 'n getuienis, liewe vriende. Om te vertel wat Jesus kom doen het vir jouself of vir iemand anders, maar beter as jy kan vertel wat die Here vir jouself kom doen. En toe hulle dit hoor, wat die Here kom doen het, toe sê sy, as ek net die kleed van Jesus kan aanraak, sal ek gesond word. Ten spyte van 12 jaar se sukkel met die dokters, ten spyte van dat daar geen geld en niks meer oor is nie, en dat daar nie net resultate is nie, behalwe dit, het dit nog slegter gegaan. Sê sy, as die Here vir hierdie besetene hierdie werk kon doen, kan hy my aanraak, ek net sy kleed aanraak. Ek het vertroue in hom. Liewe vriende, dood eenvoudig sy het gehoor. En ek hoef seker nou nie vir die baie te sê nie, liewe vriende, dit moet so wees ook vandag, ons moet die woord van God hoor, ek moet hoor wat Jesus sê, ek moet hoor wat hy gedoen het, dat dit geloof in 'n mens se hart kan werk. Handelinge 13 vers 38 sê, laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. Laat dit bekend wees, dit moet bekend word, dit moet oorgedra word, dit wat die Here Jesus kom doen, liewe vriende. Ons moet hoor. Daarom is dit daardie kind van die Here sekerlik wat die woord van die Here lees en getrou is en die woord van die Here ondersoek en nie vir kennis nie, maar oor my verhouding met die Here. Wat geloof in God kry. Daar is mense, liewe vriende, wat geweldige baie kennis het. Baie kennis. Maar hulle is nie reg. Hulle kan God nie vertrou nie. Want hulle het nie verhouding nie. Jy sien, hulle mag in menslike oë slim wees, want hulle kan nou dalk baie dinge onthou en baie dinge vir jou vertel, maar in God se oë is hulle dwaas, want hulle het nie verhouding met die Here nie. In hierdie verhaal, liewe vriende, ons weet nie veel van hierdie vrou nie, behalwe dat sy hierdie gehoor het van die Here, en sy het hom geglo. En sy het gesê, ek sal daar na die Here toe gaan, en die Here het vir haar 'n wonderwerk gedoen, liewe vriende, in haar siel is 'n wonderwerk gedoen, en sy is in 'n verhouding met God. Dis hulle wie die Here kan kom seën. Die volgende is, die eenheid van geloof, liewe vriende, en ons lees daarso, of die eenvoudigheid van geloof, in Markus 5 vers 28 lees ons, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. Hoe moeilik is dit? Hoe moeilik is dit om dit te doen? Dit is so eenvoudig soos dit om dit te doen. Liewe vriende, dit is so eenvoudig soos om te sê, as ek die Here aanroep, sal hy my red. Dit is so maklik soos wat dit is. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Dit is so eenvoudig soos om te sê, Here kom reinig my siel. Here kom vul my met die Gees. Ek weet die Here doen dit. Liewe vriende, dit is 'n eenvoudige ding om te doen. Geloof is nie moeilik, as jy regtig God vertrou nie, is nie moeilik nie. Dit is 'n eenvoudige saak. En weet jy, in Hebreërs 11 vers 6, lees ons dit, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Nou ek weet, dit is seker nie nodig vir u as gehoor om te vra nie, maar ek gaan tog net die vraag vra, liewe vriende, was dit die kleed van die Here wat hierdie vrou aangeraak het? Nee. Toe sy gesê het, ek kan die kleed van die Here aanraak, het sy bedoel om die Here Jesus. En dis waar haar vertroue was in die Here. Dit was nie in die klere van die Here wat haar vertroue was nie. Die soldaat het by die kruisiging die lot gewerp oor die gewaad van die Here, en daar het nie wonderwerke gebeur nie, liewe vriende, daar het niks snaaks gebeur nie. Dood eenvoudig, hulle het nie geloof in Jesus gehad nie. En liewe vriende, en dit moet ons sekerlik net baie duidelik maak, sy het nie op dingetjies vertrou nie, sy het nie op metodes vertrou nie, sy het in die Here Jesus vertrou, en dis wat dit so eintlik eenvoudig gemaak het. Liewe vriende, wanneer geloof of mens aan u wil voorhou, dat geloof moet begin gepaard gaan met dingetjies, en dan is daar fout. Daar's mos mense wat sê, jy moet die mure was met sout water, dat die duiwels nie kan inkom nie. Jy begin op dingetjies te vertrou. Die duiwels is aan mense, is nie in plekke nie, is aan mense. En liewe vriende, en dis hier waar dit kom, dis die eenvoudigheid van geloof, vertrou die Here Jesus alleen. Hoe moeilik is dit? Hoe moeilik is dit om die Here, wie almagtig is, te vertrou? En hierdie vrou het gehoor van die almagtige werk van die Here, en sy het gesê, ek gaan hom vertrou.
En kyk wat het God vir haar gedoen. Dan die derde wat ek wil noem, liewe vriende, is geloof se vrymoedigheid. As ons net dink die vrymoedigheid wat hierdie vrou geneem het. En hy het saam met hom gegaan en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. Onder die skare, sê vers 24 en vers 27 sê, onder die skare kom van agter gekom en sy kleed aangeraak. Liewe vriende, hier is 'n geweldige ding. Hierdie vrou, as jy nou mooi onthou, sy is onrein. En sy begeef haar op 'n plek wat sy nie gewoond is om te wees nie, tussen al hierdie mense in, en almal verdring. En let op, die duiwel het dit vir haar moeilik probeer maak. Hy het dit vir haar moeilik probeer maak. Hy het haar probeer weerhou. Hy kon haar trots gebruik het, hy kon haar hoogmoed gebruik het. Laat sy gesê het, hier is nou te veel mense, maar sy het geweet haar nood, sy het geweet haar erns, en sy het geweet die Here is nou daar. En sy het gegaan. En sy het vrymoedigheid geneem, liewe vriende, ongeag wat. Sy het net gesê, die Here kan my in een oomblik aanraak, en hy kan dit vir my doen, as ek net sy kleed aanraak, sal hy my genees. En die Here het dit net so vir haar gedoen, die vrymoedigheid wat sy geneem het. Nou sê Jeremia 29 vers 13, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En dis wat sy gedoen het. Sy het die Here gesoek met haar hele hart en die Here het hierdie werk vir haar kom doen. Esegiel 2 vers 7 sê, maar jy moet hulle my woorde verkondig of hulle luister of nie, want hulle is wederstrewig. Liewe vriende, dis dood eenvoudig. Vrymoedigheid. Maar of hulle wil hoor of nie hoor nie, doen dit Esegiel, doen dit. En hy het dit gedoen, liewe vriende. Nou kinders van die Here, dis die vrymoedigheid wat ons moet neem, want die Here Jesus het ons sy lewe gegee. Hy het ons die oorwinning behaal, hy sit ons in die regterhand van die Vader. Ons kan tot die genade troon van God nader, ons kan vrymoedigheid neem om dit sekerlik te doen. Die Here sê in sy woord, ons behoort dit te doen. Dis wat geloof doen. Verder, liewe vriende, sien ons ook in haar geloofse gesindheid wat geopenbaar word. En weet jy wat is geloofse gesindheid, liewe vriende? Nie liefde, nie hoop, nie die dinge nie. Dood eenvoudig, sy het gekom net soos sy was. Dis geloofse gesindheid. Ek kom na die Here net soos ek is, maar ek weet ek gaan weg van hom af nie dieselfde nie. En dis die wonderlikheid van geloof. Ek kom na die Here as die grootste sondaar, as die verlorene, en ek vra hom, Here red my, was my, en ek gaan weg as 'n gewaste, bloedgewaste kind van die Here, deel van God se familie. Liewe vriende, dis die wonderlikheid, dis wat die Here kom doen. Dis wat sy geloof, sy gesindheid behoort te wees. Daarom sê die Here in Matteus 11 vers 28, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Liewe vriende, kom met daai swaar pak. Dis verstommend hoe ons soveel keer deur die duiwel mislei word om iewers te dink, ek moet nou eers hierdie swaar pak en hierdie probleme af van my afkry, dit neer lê en dan kan ek by die Here uitkom, dan sal die Here my nou hoor, as ek daar nou by hom aankom en dit lyk of ek nou nie probleme het nie, dan sal die Here my nou aanvaar. Nee, liewe vriende, die Here aanvaar jou nie. Want die Here weet jy is mos nou met 'n bedrieglike hart besig. Hy weet, jy kan dalk nou 'n glimlag opsit, maar hier binne in jou hart is daar 'n gebrokenheid. Dis nie ons na God toe kom nie. Jy kom na die Here toe met jou swaar pak, met al die, jy kom net soos jy is, kom na die Here toe. Dis die regte gesindheid van geloof. En dan, liewe vriende, wil ek ook noem, geloof se voorwerp is die volgende wat ek vir u wil noem, liewe vriende. En wie was die voorwerp van geloof? Natuurlik niemand anders as die Here Jesus nie. Niemand anders as die Here Jesus nie. En ons lees daar in vers 27, het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Liewe vriende, dis die voorwerp van geloof. So, alhoewel dit baie eenvoudig behoort te wees, vertrou net die Here, is dit tog iets wat mense baie keer nie doen nie. Ongered is en selfs kinders van die Here baie keer nie doen nie. Baie keer, liewe vriende, kry die duiwel het reg dat ons geloof op ietsie anders probeer sit, of dit nou goeie werke is, of dit in 'n persoon is, of dit in 'n regering, of omstandighede, of wat ook al. Hy maak dit maklik dat ons dit dalk na die kant toe kan neig, of in 'n goeie plan. Iemand kom met hierdie goeie plan na vore, en ons is met hierdie goeie plan besig, liewe vriende, en ons plaas nie ons vertroue in die Here Jesus nie. Die Here is die een wat dood eenvoudig vertrou moet word. En as ek nou sê weer,
Dis so maklik. Dis so maklik eintlik. Maar ons maak dit baie keer so moeilik. Handelinge 5 vers 31 staan daar: Hom het God as leidsman en verlosser deur sy geregtigheid verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te verkondig. Liewe vriende, hom het God verhoog. Ons moet dood eenvoudig ons vertroue opnuut in die Here plaas. Kom ons wees waaksaam vir hierdie ding. Om ons vertroue in iets anders te plaas as die Here. En dit beteken nou nie as my vertroue in die Here plaas, dat die Here nie mense mag gebruik, dat die Here nie omstandighede of dinge mag gebruik, of 'n goeie plan. Die Here kan, maar ons plaas eers ons vertroue in die Here en hy sê wat is die plan. Dis nie ons het die plan en nou moet die Here dit nou net goedkeur nie. Nee. Ons kry die plan van die Here af en ons doen wat hy wil hê ons moet doen. Dis wat die Here wil hê wat ons moet doen. En dan in die laaste opsig wil ek vir u noem, liewe vriende, hierdie geloof van hierdie vrou is wonderlik beloon. Ons lees dit daar in vers 29, hy sê, en dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. Wat ons hier aangryp, liewe vriende, is dadelik het die Here hierdie werk vir haar gedoen. Liewe vriende, sy is dood eenvoudig net beloon vir haar geloof, want haar geloof was dood eenvoudig wie Jesus was, en sy is beloon daarvoor. Wat Jesus gedoen het, en wat hy nou vir haar kan doen, en sy beloon, liewe vriende. Sy het ontdek, Jesus is genoegsaam vir die moeilikste, vir die onmoontlikste ding. Is die Here sekerlik genoegsaam gewees, en haar geloof is beloon daarvoor, liewe vriende. En dan moet ons ook sê, God beloon geloof in hom. Leer dit uit hierdie verhaal. God beloon geloof in hom. As die Here deur sy woord geloof in die hart gewerk het, en die volgens die woord van die Here opdrag om te doen, liewe vriende, dan doen u dit met alle ywer en mag. Waarom? Want God gaan daai geloof beloon. En dan, liewe vriende, moet ons dit nou ook vanaand kom sê, die Here is vandag nog dieselfde. Hy het nie verander nie. Amper vra ek vir die, glo u dit? Glo u dit? God het nie verander nie. Dis dalk so 'n bietjie 'n probleem met die computers in die tyd waarin ons lewe, dat mense dink ons het die Here nie so baie nodig nie en die Here kan nie meer dieselfde doen nie. Hy het dit net in die Bybelse tyd gedoen. Hy het dit in die ou tyd gedoen, hy doen dit nie vandag meer nie. En ja, daai ongeloof, daarvolgens sal jy ontvang wat jy glo. Maar glo ons nog dit? Kom ons neem dit opnuut. Here, ons glo, u is nog steeds dit. Daar in Markus 5 vers 33 lees ons, die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. Liewe vriende, sy vertel wat met haar gebeur het en sy gee hierdie getuienis en sy vertel dit. En dan lees ons in vers 34 hierdie woorde, en hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Nou hierdie is nogal dalk ietsie wat ons net gou vinnig moet oordink. Die Here het ons nou geweet die erns van hierdie vrou, of kom ons sê dit so, die sensitiwiteit van haar siekte. En die Here vra, wat het gebeur? En sy erken daarvoor almal. Jy moet nou onthou, dis nie asof die mense nou weggeraak het nie. Almal wil nou weet, wie is die een wat nou in die Here geraak het en die krag uitgegaan, die disippels wou ook weet. En nie moet sy dit vertel, en sy vertel dit, liewe vriende. En as jy nou in die Bybel gaan sien, sal jy sien, maar wanneer so 'n vrou genees geword het, gesond geword het, is daar ook 'n offers wat gebring moes word. En daardie offer sou bevestig het, en getuienis gegee het, sy is gesond, God het haar aangeraak, sy is weer rein om in die vergadering in te kom. En liewe vriende, en hier is die wonderlikheid, die Here gee, laat sy hierdie getuienis gee, en almal wat daar is, wat haar tevore hoe veroordeel het, en wat ook al, almal het eintlik maar geweet van wat, het 'n getuienis duidelik ontvang, sy is rein. God het haar rein gemaak. U sien, die Here het haar nie net van haar siekte genees nie, die Here het haar status herstel. Doen God nie ver meer as wat ons bedink of verwag nie. En die versekering wat die Here sê, jong, jou geloof het jou gered, een, en is van jou kwaal genees.
Die Here het ver meer gedoen as wat ons bid, dink of verwag. Nou liewe vriende, ek wil net die laaste vir u noem. Die geloof toets. Hierdie vrou is dadelik na hierdie ding gebeur het, is haar geloof getoets. En daar staan in Markus 5 vers 35, terwyl hy nog spreek, terwyl die Here gesê het, hierdie vrou is nou van haar kwaal genees, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, "U dogter is dood, waarom val u die meester nog lastig?" Maar dadelik toe Jesus die woorde hoor wat gespreek is, het hy vir die owerste van die sinagoge gesê, moenie vrees nie, glo net. Nou liewe vriende, baie kon in daardie oomblikke, baie mense snaakse wesens, né? Baie kon in daardie oomblikke teen hierdie vrou gedraai het. En gesê het, as sy nou die Here opgehou het nie, het 'n kind geleef. Sy is nou al bietjie ouer, man. Kon sy nou nie maar die Here net gelos het dat hy by die kind uitkom nie. En hulle kon dalk met hierdie oordeel oor haar begin het. Selfs dalk die owerste mag met hierdie ding in sy hart opgekom, maar die duiwel is mos nou nie aan die slaap nie. Hy weet mos nou om sulke stories vinnig in ouens se harte oorlewend te maak. En die Here sê, moenie vrees nie, glo net. En selfs vir haar, moenie vrees nie, glo net. Jy is herstel, volkome. Jy is genees, volkome. Jy is waar jy moet wees. Moenie vrees nie, glo net. Liewe vriende, kan ek u vanaand vra, is u daar? Dat u kan sê, ek het God kom vertrou. En miskien is u vanaand daar op 'n plek om te sê, daar's hindernisse, wat ek dink dit kan nie gebeur nie. 12 jaar, lang tyd. Alles verlore, al my poging. Wat die hindernisse ook is, wil u nie vanaand daai hindernis na die Here toe bring en sê, Here, ek bring dit en ek kom vertrou u. Dood eenvoudig. Jesus vertrou ek. En dank God vir wat hy kom doen. Mag die Here sy woord in die hart lewend maak en mag hy u seën. Amen. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie dat U hierdie gedeelte in die woord laat opteken het om vir elkeen van ons te wys. Ek hoef nie 'n groot naam te wees of 'n bekende persoon of deur mense en enigstens in aansien te wees om U te vertrou nie. Ons kan U dood eenvoudig kom vertrou, Here, want U is God. En U het die lewe gegee en U is die Almagtige en daar's niks onmoontlik nie. En ons kan altyd handel op U woord en altyd met vrymoedigheid na U toe kom. En Here, en dankie dat U in hierdie aand ook weet van elke hart, elkeen wat in omstandighede verkeer, en dat hulle vanaand kan sien, maar ek kan God kom vertrou, ongeag die teenkanting wat daar is, ongeag wat die tydelike sê, ek kan altyd op God kom vertrou. Wil U dit nie kom doen, Here? Groot en heerlike werk in hierdie dae, aan harte en lewens. Ons bid selfs, Here, ook dat die siele sal red, mense wat gedink het hulle kan U nie vertrou nie, dat hulle vanaand kan kom vertrou vir hulle redding. En ons eer U vir die werk. Amen. Nou, lieve vriende, kom ons gaan 'n lied saam sing, soos dit daar op die bord is, ook so ten slotte. Dan sing ons daar saam gesang 190. Neem my lewe, laat dit deur. Kom ons sing dit saam.
Gaan in vrede, as jy vrede het, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.